rond ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se Huiskerk. So ons gaan van vandag af weer aan met ons preekreeks oor die boek Vind God in die Gewone. Ons het verlede kwartaal ons daarmee begin en ons het gepraat oor vind God in die gewone van slaap en van wakker word, van was en reinig en van etes en etenstafels en soektogte. Ek gaan ook weer elke week op 'n maandag gaan ek 'n oordenking uitstuur op WhatsApp sodat jy op jou eie bietjie verder kan gaan dink oor die Sondag se tema. So vandag se tema is vind God in die gewone van reis. Nou in die Bybel en in die vroeë kerk was daar verskillende terme om na gelowiges te verwys. Soos gelowiges word byvoorbeeld heiliges genoem. Maar een van die terme wat ook gebruik word is dat gelowiges is mense van die weg. Nou in die Ou Testament het dit dalk 'n baie praktiese en fisiese betekenis, want ons lees baie van mense wat op reis is iewers heen. Ons lees van die mense wat uit Egipte bevry is en op reis was en op weg was. Ons lees van Abraham en sy familie wat na Kanaan op weg was. Ons lees ook dat die mense 'n baie nomadiese bestaan gehad het. So hulle het baie rondgetrek. En later het hulle die tempel gehad waar hulle geglo het God woon. So hulle het op reis op weg gegaan na die tempel toe waar hulle gegaan het vir godsdienstige feeste en om offers te bring en so aan. Maar in die Nuwe Testament kry dit 'n baie dieper betekenis. In die Nuwe Testament verwys mense van die weg na mense wat vir Jesus volg. Dit gaan terug na soos Johannes 14 waar Jesus vir Thomas sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So mense van die weg is mense wat die weg volg, wat vir Jesus volg. In Handelinge 9 vers 2 lees ons van Saulus, dit is nou Paulus voordat hy tot bekering gekom het, toe hy nog die gelowiges vervolg het, waar hy van die gelowiges praat as aanhangers van die weg. En in Handelinge 24 lees ons van Paulus na sy bekering, waar hy sê hy aanbid God volgens die weg. So gelowiges is mense van die weg. Nou mense van die weg is mense wat leef volgens baie spesifieke eienskappe. En ek dink dit is goed dat ons ook weer 'n slag dit hoor. Mense van die weg leef in liefde met baie nederigheid, met baie compassion. Dis mense wat leef as 'n geloofsgemeenskap wat gereeld bymekaar kom en saam aanbid en saam eet en hulle deel dinge met mekaar. Hulle leef met 'n radikale vrygewigheid saam met mekaar. En dan mense van die weg, dit impliseer ook beweging. So dis mense wat nie net passiewe gelowiges is nie. Hulle ontvang nie net nie. Hulle is mense wat doen, hulle leef hulle geloof op baie praktiese maniere uit. En hulle is heeltyd besig om te leer en te groei op hierdie weg, die lewensreis, hierdie geloofsreis waarop hulle is. Nou daar's 'n paar goed wat vir ons help terwyl ons so op reis is, terwyl ons op hierdie weg is. Daar's 'n aanhaling deur die digter Mary Oliver wat sê, tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Met ander woorde, sy vra, wat doen ons hier? Wat doen ons met hierdie een lewe wat ons het? Nou die Bybel help ons om hierdie vraag te beantwoord. Kom ek lees vir ons Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Luister Israel, begin het. Israel verwys nou nie hier na die staat Israel wat ons vandag ken nie. Dit verwys na die Joodse tribes van daai tyd, so dit kan ek maar ook sê, luister God se mense. Die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en op jou stadspoorte. So hierdie gebed of voorskrif of opdrag wat vir God se mense gegee word, die Here is ons God, die Here alleen.
Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê met al jou krag. Dit word die Shema genoem, dis 'n Joodse term, die Shema. En die Jode bid dit in die oggend as hulle uit hulle huise uitgaan en weer as hulle die aand terugkom in hulle huise. Dis ook die gebed wat Jesus later gebruik wanneer hulle vir hom vra, wat is die grootste gebod? Maar dan voeg hy by, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, verstand en krag en siel en jou naaste soos jouself, sê Jesus. So dit beantwoord vir ons die vraag, hoekom is ons hier? Wat doen ons met hierdie een lewe wat ons het? Sien, die wêreld waarin ons leef sê, ons is hier om geld te maak, of om meer genot en meer sukses te behaal. Maar hierdie gebed sê vir ons is hier om lief te wees vir God en vir ons naaste. So gelowiges, mense van die weg, is mense wat lief is vir God en lief is vir hulle naaste. Dit is hoekom ons hier is. Maar Deuteronomium 6 help ook vir ons en herinner ook vir ons dat hierdie woorde moet deel wees van ons daaglikse lewe. Dis iets wat ons heeltyd in die gewone ritmes van ons dag moet onthou en aan moet dink en moet uitleef. En dit sê, dra dit saam met jou in jou hart en jou gedagtes. Wanneer jy oral waar jy gaan, wanneer jy op reis is na jou werk toe, wanneer jy besig is om jou kinders skool toe te vat, wanneer jy op vakansie is, oral waarheen jy reis, dra dit saam met jou. Dit sê, vertel en leer dit vir jou kinders. Praat met hulle daaroor. So wanneer ons by die huis is, dalk praat met hulle by die etenstafel daaroor. Wanneer jy in die kar is op pad skool toe of sport toe of so, praat met jou kinders daaroor. Dit sê, doen dit op verskillende tye van die dag, in die oggend en in die aand. Die teks sê, bind dit in jou hand, as 'n versiering op jou voorkop, skryf dit op jou deurkusyne. Met ander woorde, vind maniere om jouself en jou mense daaraan te herinner, sodat ons nie sal vergeet hoekom ons hier is nie. Nou die Jode het 'n mooi gebruik om dit te doen. Hulle het wat hulle noem die mezuzah. Die mezuzah is 'n klein boksie waar hulle die woorde van hierdie gebed insit en dan word die boksie by hulle voordeure neergesit of selfs teen die deurkusyn vasgeskroef en dan elke keer as hulle uit die huis uit gaan, dan vat hulle daaraan en hulle bid die gebed. Elke keer as hulle weer terugkom in die huis en dan raak hulle daaraan en hulle bid die gebed. Op daai manier onthou hulle hierdie woorde van die Shema. Maar dit gaan nie net oor hoekom ons hier is nie, in hierdie lewe van ons nie. Dit gaan ook oor hoe ons hier is en hoe ons lewens leef. In die boek skryf Tom, noem hy 'n aanhaling van 'n Japaneese teoloog, Kazuki Koyama, en hy skryf, God walks slowly because he is love. God walks slowly because he is love. En dit het my nogal getref, want ons wêreld is mos nie stadig nie. Ons wêreld is hastig en is vinnig en is heeltyd aan die gang en dit jaag die heeltyd. Nou ek dink hastigheid is 'n vyand van liefde. Jesus het dit geweet, daarom het Jesus gereeld gestop en geluister en gepraat met mense. Hy het ook gereeld tyd gemaak om een kant weg te breek en stil te word. Paulus het dit ook geweet. In 1 Korintiërs 13, daai bekende gedeelte waar Paulus skryf oor die liefde, verduidelik Paulus mos nou wat is liefde. En hy begin deur liefde te beskryf. Hy sê, liefde bly geduldig. Liefde gee om. Liefde bly geduldig. Hy sê nie liefde is haastig nie, liefde is vinnig nie. Liefde is geduldig. Dit wag, dit stadig, dit neem tyd. Dit stop en dit luister. Om iemand te leer ken, neem tyd. Om iemand se storie te leer ken, neem tyd. Om iemand te vergewe, neem tyd. Om lief te wees vir iemand, neem tyd. En dalk is dit een van die grootste uitdagings vir ons in ons tyd. Om stadiger deur die lewe te kan reis. Dis soos Tom skryf ook in sy boek, wanneer die tempo van ons siel die hele tyd versnel, loop ons die mooie van die alledaagse mis. God walks slowly because he is love. En dan moet ons natuurlik ook onthou, ons is nie alleen op weg nie. Ons reis nie alleen nie.
Die Bybel is vol voorbeelde van mense wat saam reis. Jesus het saam met sy disippels gereis, die apostels en mense soos Paulus en Timotheus en so aan, hulle het altyd saam met hulle medewerkers gereis. En dis hoekom ons ook deel is van 'n gemeente, want ons is mense wat saam reis, ons is saam op weg. Ons help mekaar wanneer ons val, ons moedig mekaar aan en ons bemoedig mekaar wanneer ons mismoedig is of wanneer dit swaar is. Ons troos mekaar wanneer ons hartseer voel. Ons is saam op die geloofsreis en op die lewensreis. En ons help mekaar met hoe ons hier is en hoekom ons hier is. So ons is mense van die weg. Ons is hier om lief te wees vir God en lief te wees vir ons naaste. En om dit te doen moet ons leer om soms die tempo van ons lewens stadiger te maak. Of soos Tom skryf, ons moet ons lewens beter reguleer. Ons moet tyd maak om te luister en om te gesels en om te vertoef en om te leer en om die mooi goed rondom ons raak te sien. En ons moet goeie reisgenote vir mekaar wees. Ons moet daar wees vir mekaar terwyl ons op weg is, terwyl ons deur die lewe reis. Ek sluit vir ons af met 'n gebed, eintlik 'n geloofsbelydenis wat ek namens ons almal gaan bely. Here ons God, ons glo U is ons God, die een wat ons roep en saam met ons op pad is. Ons glo Jesus Christus is die weg. Hy wys ons hoe om te leef en hoe om lief te hê. Ons glo ons is mense van die weg. Ons is nog op pad, ons verdwaal soms, maar U laat ons nie alleen nie. Gee ons daarom ore om te hoor, oë om raak te sien, harte om lief te hê en voete om U te volg. Ons weet nie altyd waarheen die pad ons lei nie, maar ons weet wie saam met ons stap. U is ons God. Jesus is ons weg. Die Gees is ons metgesel. En liefde is ons roeping. Amen.